verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeienaand, ek groet u weer eens op hierdie lieflike Sondag aand, hier op Kruiskyk, hier vanaf KZN KwaZulu-Natal, Desiree Gelvin wat met u gesels, en soos ons beloof het, deel 2 vanaand van 'n boodskap wat ek verlede week mee begin het, en ek is seker dat u reeds dit geluister het, en vir u wat dalk nou eers vanaand inskakel, gaan gerus, u sal dit op YouTube kry, en daar kan u dan gaan luister na deel 1 van die boodskap wat vanaand vervolg. Nou net so recap, ek het vir julle gelees uit Hebreërs 11 vers 6 in die Engels, hy sê, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. En toe het ek met jou gepraat oor die storms wat kom, en ons bevind onsself in storms, en natuurlijk kan ons nie wees wat die Here wil hê ons moet wees, tensy ons deur 'n paar dinge in ons lewe gaan nie, ons moet beproef, bevind, verklaar word, en ek het met u gepraat rondom die storms in die lewe, en oor Job en al hierdie dinge, en toe het ek ook vir jou gesê, dat ek oor 'n spesifieke saak met jou wil praat, en dit is dat ek en jy 'n mag ontvang het, ons het 'n titelakte ontvang. U sal onthou dat ek vir u 'n sleutel opgehou het verlede week, en toe het ek vir jou gesê, ons gaan hierdie week verder, en ons gaan praat oor hierdie titelakte, hierdie sleutel van faith, van geloof, wat die Here vir ons gegee het, want hy sê, hy het aan elkeen van ons 'n mate van geloof dan toebedeel. Nou ja, in die eerste plek wil ek vir jou sê, dat hierdie sleutel wat ek vashou, en hierdie sleutel is maar net 'n simbool, maar hierdie sleutel simboliseer vanaand, in die eerste plek, kind van God, jou autoriteit. Kyk, as daar nou iets is wat die duiwel haat, is dit die feit, dat ek en jy autoriteit by die Here ontvang het. Jy is die kop, en jy is nie die stert nie. Jy, kind van God, ek hou die seël vas, is meer as 'n oorwinnaar. En ek en jy, kind van God, is tot alles in staat deur Christus Jesus, wat vir ons die krag gee. Nou die vyand is so jaloers op hierdie akte titel, hierdie sleutel, hierdie geskenk wat ek en jy van God ontvang het. Want weet jy wat simboliseer hierdie sleutel ook? Hy simboliseer die feit, en sê vir my en jou, dat ek en jy deur 'n sleutel toegang verkry. En as jy sien op hierdie sleutel hier op die kant, ek hou dit so na die kamera toe uit, staan daar access, toegang. Faith gives you access. Hierdie sleutel van geloof gee vir jou en my toegang tot groot dinge in die Here, kind van God. Matteus 16 vers 9 sê, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Kind van God, jy moet vanaand baie mooi hoor wat ek sê. Dit is nie enige sleutel nie. Dis nie 'n rondles sleutel nie. Dis nie 'n sleutel wat jou man of jou kind of jou dogter of jy wie luister, jou vrou vir jou gegee het nie, of enige instansie vir jou gegee het nie. Ek weet 'n instansie gee vir jou 'n sleutel as jy die bestuurder is, en jy kan die winkel gaan oopsluit, of jy kan die bank gaan oopsluit. Maar ek wil vir jou sê, daar is nie 'n ander sleutel wat belangriker is as die sleutel wat God in jou hand en in my hand gesit het nie. En is die sleutel van geloof wat vir ons toegang gee tot die koninkryk van die hemele. En as daar nou een plek is, al plek is, wat die vyand het in my lewe en in jou lewe behoort te wees, onder jou voete
en onder my voete, want die woord van God sê, hy het aan ons daardie autoriteit gegee, om op skerpioene en op slange te trap. Hy sê, en niks sal julle ooit kan skade doen nie. Dis hoekom die vyand is agter hierdie sleutel en hierdie aktetitel van jou. Hy's agter dit aan. Hy wil dit vir homself vat. Hy wil dit wegvat van jou. Want terwyl jy dit het jy autoriteit. Terwyl jy dit het, is jy die meerderheid. Terwyl jy dit het, is jy die kop en nie die stert nie. Halleluja. Hierdie sleutel van die koninkryk van God. En soos wat ek vir jou gesê het, geen mens het hom van my gegee nie. Kom ons stel onsself gou hierdie prentjie voor. Jy het 'n splinternuwe kar gekoop of jy het 'n huis en jy gaan weg vir die naweek. Gaan jy die sleutel sommer vir iemand op die straat gee wat jy nie ken nie? Gaan jy die sleutel vir 'n vreemdeling gee? Gaan jy die sleutel vir iemand gee wat jy nie vertrou nie? I don't think so, because definitely not on my clock. Ek en jy moet vanaand weet dat Jesus het vir jou 'n sleutel gegee. Hy het vir my 'n sleutel gegee. Hoekom? Want hy vertrou ons om na hierdie sleutel om te sien. Hy vertrou ons om hierdie sleutel te gebruik. Nie om hom te gaan begrawe totdat hy terugkom en dan te sê, Here, maar ek het die sleutel net hier gebeere, die faith wat hy my gegee het. Ek het dit gebeere, Here, want ek was bang nie. Nee, die Here gee dit vir jou en my om te gebruik, sodat ons geseënd kan wees in sy naam. Hierdie sleutel van geloof, wat vir jou en my toegang gee. 'n Mens gebruik tog 'n sleutel om 'n huis oop te sluit, om 'n instansie oop te sluit. Dit is waarvoor jy dit gebruik. En die tweede ding waarvoor jy dit gebruik, is om iets toe te sluit. Halleluja. Hy sê hierso, sodat jy toegang kan verkry tot iets. Jesaja 45 vers 3 sê, en ek sal jou die skatte gee. Onthou, die sleutel gee jou access. Faith gives you access to the kingdom of God, to the promises of the word of God. Hy sê, en ek sal jou die skatte gee, wat in die donkerheid is, en die verborge rykdomme. Kind van God, dit gaan nie net oor geld nie. Dit gaan oor dit wat die Here vir jou en my in sy woord gegee het. Hierdie dinge wat hy beloof het in sy woord. Ons het toegang tot dit verkry deur die geloof in Jesus Christus. Halleluja. En as ek en jy hierdie sleutel van geloof kan gebruik in samewerking met die woord van God, halleluja, die onfeilbare, kragtige, heilige, vurige, onverderfbare woord van God, wat nooit verby sal gaan nie, wil ek vir jou sê, sal ek en jy minder klagte sê, halleluja, ons sal minder murmureer oor dinge wat nie reg is nie, ons sal minder worry, ons sal minder stress, ons sal minder negatief dinge uitspreek, ons sal minder geraas maak, wil ek sê, oor die probleme, oor die dinge wat jy deurgaan, oor hierdie ding wat voor oë is. Wanneer jy geloof het, sal jy sien, jy sal miskien na hierdie dinge kan kyk, maar jy sal die antwoord sien, eerder as die probleem. Hoekom? Want dis nie meer ek wat leef nie, Christus leef ons nou in my. En dan gaan hierdie sleutel veroorsaak dat ek en jy nie met die geraas sal lewe nie, maar dat ons in harmonie sal lewe met die wete, I have received a key. I have been issued with authority. Hoor jy wat ek sê? Autoriteit, kind van God, om te sluit en te ontsluit. Halleluja. Hierdie sleutel is kosbaarder as enige aardse skat, enige aardse rykdom, enige aardse begeerte wat jy mag hê. Hierdie sleutel kan vir jou dinge ontsluit wat jy nie eers vanaand kan aandink of komprehend die Here vir jou kan doen. Hy kan vir jou doen ver oor dit wat jy kan bid of dink. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend, hoor jy? Lewend en kragtig en skerper, halleluja, as enige tweesnydende swaard, en dit sal deurdring, halleluja, in ons binneste wese in die vlees in. The word of God, hoor wat sê die Engels, is operative. It is energizing,
and it is effective. Hierdie is 'n effektiewe woord wat God vir jou en my gee. Hierdie sleutel is effektief vanaand, halleluja. Dit is kragtig vanaand, halleluja. Dit is energizing, dit is operative, met ander woorde, hy werk. Hierdie sleutel van geloof werk wat die Here vir jou en my gegee het. Jy moet net leer om God te vat op sy woord en die sleutel van geloof in die deur te sit en daardie sleutel te draai en die deur sal vir jou en my oopgaan, halleluja. It penetrates. Die sleutel penetreer, halleluja. Daar waar die vyand wil blokkeer, penetreer die sleutel van geloof, halleluja. Dit sny deur elke twyfel, kind van God. Dit sny deur elke vrees wat jy mag beleef. Dit sny deur elke uitspraak van die dokter. Dit sny deur elke siekte toestand. Dit sny deur elke finansiële krisis. Dit sny, halleluja, deur elke valse leerstelling. Dit sny vanaand nog deur elke huweliksprobleem, deur elke krisis, deur elke mountain in your way. Die sleutel van geloof sny daardeur, halleluja. Kind van God, hoor jy wat ek sê? Jy is die meerderheid. Met die Here aan jou kant is jy die meerderheid. Jy kan berge versit met jou mosterdsaad van geloof wat vir jou access gee. Dit gee jou toegang vanaand tot die dinge wat in die verborgenheid is. Hierdie sleutel van die koninkryk van die hemele, naamlik geloof, because you know what, faith unlocks every door. Ons sing mos daardie ou liedjie, geloof wankel nie, vertrou die Heer. Is jou geloof dalk besig om te wankel, kind van God? Efesiërs 3 vers 12 sê in die Engels, hy sê, in whom we have boldness. Jy sien, jy moet 'n boldness begin kry. Hy sê boldness and access. Jy het 'n sleutel with confidence. Jy moet confident wees through faith in Him. You need to be confident in the key that He has given you. You need to be confident in the authority He has given you. You need to be confident in the measure of faith He has given you. As daar iets is wat Satan vurig begeer om van jou en my te stroop, is dit om ons van ons posisie af te kry, om ons van ons staanplek af te verwyder, want hy gaan rond, soos ek gesê het verlede week, soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan versin. Kind van God, ek wil vir jou sê, as daar ooit 'n tyd was in die kind van God se lewe, wat jy sal moet vashou, wat jy het, wat jy sal moet gebruik, wat die Here vir jou mee vertrou, dan is dit hierdie sleutel, dit waarmee jou en my toegerus het. Die tyd is nou, dit is nou, ware stryder. Ek wil vir jou sê, hou aan, hou uit, want groter is hy wie in jou is, as hy wie teen jou kom vanaand. Die vyand is maar net 'n muis met 'n mikrofoon, halleluja. Hy is maar net 'n muis met 'n mikrofoon, maar ons dien die leeu uit die stam van Juda, wat vir jou die krag gegee het en die autoriteit gegee het, halleluja. No weapon, sê die woord van God, formed against you and me will prosper. Ek het die sleutel van geloof, ek het die sleutel wat my access gee, ek het die sleutel wat my toegang gee, halleluja. En alles kind van God, hoor jy, alles op hierdie aarde wat jy bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat jy op hierdie aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Talk about having authority, halleluja, autoriteit, wat hy vir jou gegee het, wat hy vir my gegee het, waarmee hy jou vertrou, en waarmee hy my vertrou, kind van God. Satan is banger vir jou, ek glo my vanaand, hy is banger vir jou, as enige iets anders vanaand, want jy het iets, wat hy vurig begeer, om by jou te vat. Hy wil hierdie sleutel van jou vat, want hy weet, dat ek en jy kragtig in die Here is, om vestings neer te werp. Geloof gee vir jou toegang, tot soveel meer, as wat jy kan dink, kind van God. Faith unlocks the door. Everything you need, from the only true God, King Jesus. En dit is hoekom, hy sê in Romeine 12:3, hy sê hy het ons 'n mate van geloof gegee. Die kerk het aan die slaap geraak. Die bruid van Christus weet nie meer dat sy autoriteit het nie. In 'n groot mate weet sy dit nie, besef sy dit nie. Iewers langs die pad het sy
verdwaald geraak, wil ek sê, deur elke valse leerstelling wat sy beginne inneem het en beginne glo. Dinge van die wêreld beginne aanhang het en sy het haar autoriteitsposisie neergesit. Dit is tyd om dit op te tel in die naam van Jesus. Dit is tyd dat ons as mede-erfgename weer so bietjie sal voor die Here se troon van genade kom en sê, search my heart, O God. Dalk het jy iewers hierdie sleutel verloor. Dalk het jy hom geberre en jy het vergeet waar jy hom geberre het. Jy weet, ons soek ons baie keer ons karsleutels in die huis en ons fone en goeders, want ons vergeet waar ons dit neergesit het. Ons het dit gemisplaas. Baie kinders van God het hierdie sleutel, hierdie aktetitel van geloof, het hulle verwaarloos. Deur te glo wat die vyand gefluister het in jou krisis, in jou storm, toe dit nie so lekker met jou gegaan het, toe jy siek was, het hy gekom en jy het stelselmatig begin 'n kompromie aangaan en jy het na hom geluister en jy het vergeet dat jy het eintlik die autoriteit oor die vyand. Jy het die sleutel neergelê, want jy het ophou glo dat God werklik vir jou kan deurkom, want jy bid dan nou al so lank. Ek wil vir jou sê, dis nie te laat nie. As jy soos koning Dawid kan uitroep in Psalm 18 vers 7, hy sê, toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep. Is jy benoud? Hier is die resep, roep die Here aan. Hy sê, en ek het tot my God geroep om hulp. Hy het my stem uit sy paleis gehoor. Daar waar jy spartel, daar waar jy nie meer weet watter kant toe nie, wil ek vir jou sê, wanneer jy roep en sê, Here help, sal hy vir jou deurkom. Hy sê in vers 20, en hy het my gered, omdat hy 'n behaag in my gehad het. Kind van God, mede-pelgrimsreisiger, God het nog 'n behaag in jou, hoor, dis nie te laat nie. Kom net by die punt uit waar jy die sleutel weer vat, waar jy die mosterdsaad geloof weer vat, wat jy besef, jy het die akte in jou naam gekry, dis in jou hand, die hef is in jou hand geestelik gesproke, want die Here het ons gesê, hy gee dit vir jou, ons sal groter dinge doen, hy het dit vir ons deurgegee, jy het steeds die sleutel, jy moet hom net weer optel van daardie kas af, jy moet hom weer gaan uithaal uit jou laaikassie uit jou hangkas uit, waar ook al jy hom geberg het, en jy moet sê, Here, ek kom weer terug op my staanplek, because you have given me the keys of authority, and because I have a key of authority, I have access to the kingdom of God, hallelujah, om te gaan haal wat myne is, om te vra wat myne is, om te roep wat myne is, hallelujah, every promise in the book is mine, every chapter, every verse, every line, kind van God, die sleutel wat jy gekry het van geloof, gee access vir jou, sien jy wat hou ek uit, dit gee vir jou toegang, dit gee vir jou toegang, die duiwel wil die deur sluit, maar God gee vir jou die toegang, hy sê, hy sal die koperdeure en die ystergrendel sal hy verbreek, halleluja, jy moet net glo, jy moet vanaand glo, dat jy is meer as 'n oorwinnaar, en ek sluit vanaand met hierdie vers, wat Paulus sê, hy sê, ek het die goeie stryd gestry, hy sê, ek het die wedloop voleindig, en dan kom hy en hy sê, ek het die geloof behou. Kind van God, is jy besig om die goeie stryd te stry? Kind van God, gaan jy hierdie wedloop voleindig, of gaan jy die handdoek ingooi? Kind van God, sal jy eendag by die wenstreep kan gaan en sê, ek het die geloof behou, wat vir my toegang gegee het tot God se koninkryk. Mag die Here hierdie woord aan jou hart seën. Mag jy besef dat jy is meer as 'n oorwinnaar. Here, dankie vir autoriteit. Dankie vir krag. Dankie vir access to the kingdom of God. Here, ek tel my sleutel weer opnuut op, Here. Ek gaan hom nie verwaarloos nie. Ek gaan hom gebruik. Ek gaan u woord spreek en ek gaan uit die stryd tree meer as 'n oorwinnaar in Jesus naam. Amen. Baie blessings vir jou, kind van God. Ek is gestig, ek glo jy is gestig. Wow, ons het 'n sleutel ontvang. Tot 'n volgende keer, mag die Here jou ryklik seën. Totsiens.